Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag en welkom. Vandag saam met my in die ateljee is Dominee Pieter Boon. Hierdie is episode 7 en ons gaan vandag praat oor die kerkgeskiedenis. En vandag se episode is die kerkgeskiedenis van 30 na Christus tot die jaar 500 na Christus. Dominee Pieter, as Dominee self kan voorstel asseblief. Dankie Cornel, dankie vir die uitnodiging. Dit is lekker om te praat en ook iets wat na my hart is. Ek is predikant by die VGK Maranatha in Pretoria en die laaste jaar het ons gewerk aan 'n boek wat nou uitgekom het oor die vroeë kerkgeskiedenis. Nou, as iemand die woord kerkgeskiedenis hoor, dan is dit meestal maar 'n eentonige woord. Ons het geprobeer om dit werklik interessant te maak. My vrou het stories geskryf oor daardie tyd wat wonderlik is om te lees en dan is daar almal verskillende nuusblokkies met inligting oor verskillende aspekte of gebeurtenisse of persone uit die kerkgeskiedenis. En ja, ek sou aanbeveel koop die boek en lees hom, want dit gaan vir jou ook kerkgeskiedenis interessant maak. As 'n mens nou kyk na die navorsing wat Dominee vir die boek gebring het, wat sou Dominee sê is die hoofuitdagings vir die vroeë kerk in die eerste 5 eeue na Christus? Wel, ek sou eintlik kies om nie die woord uitdagings te gebruik nie, maar geleenthede. En dan moet ons teruggaan na Jesus Christus se bevel kort voor sy hemelvaart aan sy apostels, waar hy gesê het, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, daardie bevel sien ons dat dit in praktyk gebring word. Eers in die Nuwe Testament en ook na die Nuwe Testament. Dit begin met die apostels en na hulle het die apostoliese vaders gekom, dis nou die wat deur die apostels opgelei is, en daarna het dan nog ander kerkvaders gekom. En ja, die groot geleenthede wat daar was, is dat hulle nou na alle nasies kon gaan. Hulle was nie meer beperk tot net die Jode nie, maar hulle kon na alle nasies gaan. Natuurlik was daar uitdagings, dit het weerstand opgeroep by die Jode, maar die Heilige Gees was saam met hulle en daar het mense tot geloof gekom uit elke volk en stam en taal en nasie, en dit het al gebeur in die vroeë kerk. Dit het natuurlik klein begin. Ons lees in Handelinge dat dit begin het in Jerusalem. Jesus het gesê, julle moet begin in Jerusalem, dan in Judea, dan in Samaria. Nou Judea is die provinsie waarin Jerusalem is, Samaria is die provinsie net daar langs aan, en dan sê Jesus tot aan die einde van die aarde. So dis amper soos 'n klip wat jy in die water gooi, en daai sirkels wat ontstaan word al hoe wyer, en dit is wat ons sien in die eerste 5 eeue van die kerkgeskiedenis ook, dat dit het begin in Jerusalem, maar dit het al hoe verder uitgebrei. Eerste gemeente was in Jerusalem, die tweede een in Antiochië, dis so 200-300 kilometer verder, en so dit aanhou uitbrei, en aan die einde van 5 eeue was die kerk al versprei oor 'n groot deel eintlik van die Midde-Oosterse lande, Mediterrane lande, selfs tot in Engeland toe. En mens kan sien die geleenthede wat die Christene in die eerste tyd gehad het, hoe hulle gegroei het, hoe die, soos Dominee genoem het, waar dit maar begin het, en ons sien nou hoe die Christendom oor die hele wêreld uitgereik het. Maar in daai tyd was daar natuurlik 'n groot verdrukking. Hoe sou Dominee sê die Romeinse Ryk die verspreiding van die Christendom beïnvloed? Ja, dis 'n goeie vraag. Daar was voor- en nadele. Die Romeinse Ryk was 'n enorme groot gebied, en dis alles geregeer vanuit Rome, waar die keiser was. Al die lande is soort van aaneengesluit, so jy kon makliker van een land na ander land beweeg. Dis soos eintlik deesdae in Europa, waar daar nie meer grense is nie, en jy kan met die snelweg ry van een land na ander land sonder dat jy dit agterkom. Net so kon die apostel Paulus dus reis deur al die verskillende lande. Hy was ook 'n Romeinse burger, naast dat hy 'n Jood was. Ons sou vandag sê hy het 'n Romeinse paspoort gehad, en dit het hom toegang gegee wat hy anders nie sou gehad het nie. So, dan kan ek dalk ook nog noem die feit dat daar in die Romeinse Ryk 'n
'n taal was wat algemeen gepraat is. Dit was Latyn in die weste en dan Grieks in die ooste. En dit het dit ook makliker gemaak om mense te bereik, omdat daar 'n algemene taal was wat die meeste mense wel kon praat, al was dit dan net hulle tweede taal. Maar goed, daar was natuurlik ook uitdagings, moeilike dinge. Die Romeinse Ryk het vereis dat die keiser vereer moes word as 'n god. Die Christene het geweier om dit te doen. Die Romeinse Ryk het verskillende gode gehad en die mense moes aan daardie gode offers bring. Die Christene het dit nie gedoen nie. In daardie tyd is die Christene deur die Romeine ateïste genoem. Nou ons ken die woord ateïst deesdae as iemand wat glad in geen God glo nie. Nou in daardie tyd is met die woord ateïste bedoel mense wat nie in die gode glo nie, en dit het dan verwys na die heidense gode. Daarom is Christene ateïste genoem, want hulle wou nie glo in Jupiter en Saturnus en die hele spul nie. So hulle het slegs een ware God gedien. En as 'n mens kyk in die vroeë tyd was daar ook kerkleiers of ander noem hulle kerkvaders. Wat sou die rol van hierdie kerkleiers soos Augustinus of Constantyn in die vroeë kerk gespeel het? OK, die Here het sulke persone geskenk, soos Augustinus wat 'n groot bydrae gelewer het aan die kerk. Die Here het hom gaan haal vanuit 'n baie sondige lewe. Hy het nie as 'n heilige opgegroei nie, maar die Here het hom gaan haal en hy het hom toegerus. En Augustinus het later geweldig baie boeke geskryf en daardie boeke is waardevol eintlik tot vandag toe. Selfs in die tyd van die reformatie het reformatore soos Calvin en Luther baie te danke gehad aan Augustinus. So sulke kerkleiers het 'n groot rol gespeel in byvoorbeeld die verklaring van die Bybel, maar ook die verdediging van die ware leer teen dwaalleraars, want die was ongelukkig ook daarso. Iemand soos Constantyn, hy was nou nie 'n kerkleier nie, hy was 'n keiser van die Romeinse Ryk, maar hy het 'n geweldige invloed gehad wel op die kerk, omdat hy die eerste keiser was wat godsdienstvryheid verleen het. So na 3 eeue waar die kerk van tyd tot tyd maar baie swaar gekry het, het hy godsdienstvryheid oor die hele ryk verleen aan die Christene en aan die kerk. En alles wat van die Christene afgevat is, moes aan die Christene teruggegee word. Keiser Constantyn het self ook 'n Christen geword. Dit was waarskynlik onder invloed van sy ma wat haar reeds 'n Christen was. En hy het dus eintlik 'n hele nuwe tydperk ingelei vir die kerk wat nou nie meer vervolg en onderdruk is nie, maar 'n posisie, 'n regmatige posisie in die Romeinse Ryk gekry het. Dominee, as 'n mens ook nou kyk, natuurlik was daar baie vervolging vir die eerste Christene, selfs uit die eie Jodendom. Hoe sou die vervolging van die Christene bydra gelewer het tot die vestiging van die kerk wat ons vandag ken? Ja, dankie vir daardie vraag. Vervolging is 'n baie erge ding en mens wens dit niemand toe nie, maar selfs vervolging het die Here gebruik om sy kerk te bou. Daar is een van die kerkvaders, Tertullianus, wat die bekende uitspraak gelewer het: die bloed van die martelare is die saad van die kerk. En dit sien mens in die vroeë kerkgeskiedenis dikwels gebeur, daar waar Christene gemartel is, waar hulle bloed gevloei het, waar hulle om die lewe gebring is, dikwels op gruwelike maniere, het dit die Romeinse bevolking laat nadink. Hoekom word hierdie mense wat eintlik baie goeie en hulpvaardige mense was, hoekom moet hulle om die lewe gebring word, slegs en alleen op grond van die feit dat hulle Christene is? Normaalweg word mense gestraf as hulle 'n oortreding begaan het. Maar hoekom word iemand gestraf wat geen enkele oortreding begaan het nie, maar net vir die feit dat hy noem hy is 'n Christen? So dit het die mense laat nadink en as gevolg daarvan het die Christene eintlik al hoe meer simpatie begin kry by die bevolking. En so het die Here dit gelei dat steeds meer en meer mense tot geloof gekom het, met die gevolg dat na 300 jaar, tyd van keiser Constantyn, daar eintlik al so baie Christene in die ryk was, dat die keiser hulle nie meer kon ignoreer nie. En dan bring dit ons by ons heel laaste vraag vir hierdie episode.
Wat sou dominee sê is die belangrikste leerstellige kwessies waarmee die vroeë kerk geworstel het? Wel, ons kan na verskillendes wys. Miskien kan ek een of twee net uitsonder. Ek dink 'n groot leerstellige debat van die vroeë kerk was: wie is Jesus Christus? Is hy God of is hy mens of is hy albei? En hoe is dit moontlik? En dan 'n ander groot kwessie was die diskussie oor wie is God drie-enig? Vader, Seun en Heilige Gees. En hoe werk dit presies? Is die Heilige Gees ook God of is hy nie God nie? Dit is dinge wat geweldig baie diskussie losgemaak het. En mens kan dit sien teen die agtergrond van die ander godsdienste wat die normaal was in daardie tyd in die Romeinse Ryk. Daar's verskillende gode gedien en die gode was op verskillende posisies. Daar was belangriker gode, daar was minder belangrike gode. En daar was dan ook dwaalleraars. Mens kan dink aan iemand soos Marcion of Arius wat bepaalde konsepte ontwikkel het wat eintlik uit die heidense afgodsgedagtes gekom het en dit ook op die God van die Bybel begin toepas het. En aan die een kant was dit aantreklik vir die mense om dit te aanvaar, aangesien dit maklik ooreengekom het met die denke van daardie dag. Weet, net soos ons vandag mos ook praat oor wêreldgelykvormigheid, dis maklik om bepaalde denkes van die wêreld gewoon te aanvaar, dan kry mens nie soveel teenstand van die wêreld nie. Nou dis presies wat in daardie dae ook gebeur het. Dwaalleraars soos Arius of Marcion het eintlik makliker weergawe van die evangelie gebring wat vir die mense makliker was om te aanvaar, sonder om net na die woord te kyk en wat daar staan en om dit slegs te bely. Baie dankie dominee, ook vir dominee se tyd. Die kerkgeskiedenis self dink ek is 'n belangrike aspek vir wat die kerk vandag is. Elke ding op aarde het 'n geskiedenis waar dit begin het en ons kan ons geskiedenis ook in Christus vind en so in die kerke, hoe die vroeë kerke begin het en ook soms uit die vroeë foute uitleer wat ander kerke fout gemaak het. Dominee, ons sluit dan af vir vandag se episode, maar ons sien uit na volgende paar episodes beslis oor die kerkgeskiedenis van 500 na 1000 jaar na Christus, as ook 1000 na 1500 jaar na Christus. Baie dankie vir ons luisteraars wat ingeluister het. Tot 'n volgende keer, totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.